Lekker om jou op hierdie woensdagoggend, die 10de Desember te groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Hierdie hele week is ons besig met die tema genesing, innerlike genesing, wat ook gekom het en kom deur skulderkennis en belydenis. Ons het maandag Jakobus 5:16 gelees, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Gister het ons gelees uit Psalm 32:3, toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer, sê koning Dawid. En ons het ook mekaar aangemoedig om 1 Johannes 1:9 weer te gaan lees. Vanoggend kyk ons so bietjie na dit wat maak dat ek sukkel en dit moeilik vind om my skuld en my sondes te bely. Die vraag kom dus vanoggend by 'n mens op: as belydenis dan so heilsaam is en so goed is vir 'n mens, waarom maak so min mense daarvan gebruik? Daar is bepaalde blokkades of versperrings wat dit natuurlik vir ons eintlik moeiliker maak as wat ons wil erken. Want party van ons het 'n baie sterk ervaring en gevoel van privaatheid. En wat ons daarmee bedoel is, ons deel nie maklik ons gevoelens en ons gedagtes met ander mense nie. En dit maak dat ons sondes en ons foute nie graag met enige iemand anders deel nie. En selfs ook nie eers met die Here nie. Baie van ons word deur gevoelens van vrees en onsekerheid verhinder om ons skuld te erken, want ons is bang vir die veroordeling en die verwerping wat na ons kant toe sou kom as ons erken en bely dat ons 'n bepaalde ding gedoen het of al dan nie gedoen het nie. Maar daarom is dit juis noodsaaklik om die regte atmosfeer te skep wat ons medemens en veral ons kinders veilig sal laat voel, sodat mense en ons kinders kan skuld erken in ons teenwoordigheid. Hulle moet dus verseker wees van ons vergifnis, ons aanvaarding, ja, al is ons hoe ontsteld, en al kan dit wees dat ons selfs kwaad voel, moet hulle weet, hulle sal nie verwerp word nie. Ons sal steeds vir hulle lief wees. Geliefdes, en is dit nie een van die mooiste eienskappe van vergifnis nie? Jy kan kom bely omdat jy veilig is en veilig voel. En miskien is dit een van die groot redes hoekom so min mense teenoor mekaar skuld erken. Ons sê baie dikwels vir mekaar: "Ai, daai persoon het teen ons oortree." En eintlik moet hulle kom en vergifnis vra. Maar miskien is daar ook by ons 'n stuk skuld in hierdie proses, omdat ons nie 'n veilige milieu skep nie, 'n ervaring by hulle wek, 'n atmosfeer bring waarin hulle weet, hulle wel kan verskoning vra, vergifnis vra, en weet, ons sal steeds vir hulle lief wees, ons sal hulle steeds aanvaar, selfs al is ons hoe ontsteld, en selfs al is dit so dat ons dalk vir hulle sou kwaad kon wees, sal ons hulle nie verwerp en verstoot nie. Miskien, ja, moet ons vanoggend vir mekaar sê, innerlike genesing lê ook daar by ons, sodat ons by ons medemens, net soos wat die Here dit doen, 'n milieu en 'n atmosfeer kan skep van veiligheid. En mag mense wat teenoor ons oortree, weet, ervaar dat hulle veilig is. So kom ons immers ook na die Here toe en bely ons skuld. Hoekom? Omdat ons weet, ons veilig is. Die Here sal ons vergewe as dit reg en opreg is, selfs al is hy ontsteld en kwaad vir ons. Sy liefde het immers vir ons geen einde nie. Mag ons dieselfde gesindheid teenoor ons medemens, ons kinders en ons geliefdes leef. Amen.